En jy oes die ewige lewe. Ewige lewe is nie net 'n kwantiteit lewe nie, dis ook 'n kwaliteit lewe. Almal om jou baat, want daar's 'n oes wat opkom. 'n Oes, God is die hoorder van gebed. Partykeer voor jou kind skool toe gaan sê, kom hierso, lê jou hand op hom, jy sal geseënd wees net waar jy gaan. Here, ons sing vanmôre, ons honger na U, ons dors na U. Soos 'n hert smag na waterstrome, so smag ons na U. Dan sing ons ook, kom o Herder Gees. Vanmôre, Here, ervaar ons U teenwoordigheid. Ervaar ons die Heilige Gees in ons midde. En wil ons harte oopstel, ons lewens oopstel, en vra, kom vul ons, Here. Maak ons geestelike sterk mense, mense wat geanker is in Jesus, wat te voete staan op die ewige rots. Wanneer die storms kom, dat ons staande sal bly, Here. Ag, ek dink maar aan 'n gesprek wat ek gister gehad het met die kinders uit Amerika. Sê hulle vir my, daar so 'n bewuswording van Jesus in Amerika. Kerkbywoning het opgetel. Hulle sê Bybelverkope het met 30% gestyg. En dan vra ons onsself af, waar staan ons as Suid-Afrika? Voel so of ons ander gelowe begin omhels, wegbeweeg van Jesus af. Maar Here, ons ken U. Ons ken die Vader, ons ken die Heilige Gees, en ons ken Jesus en sy opstandingskrag. En vanmôre wil ons uitroep en sê, Here, ons wil ook nader aan U kom. Ons wil ook meer Jesus bewus word. Ons wil nie net rondkyk en na grashalms gryp vir uitkoms nie, maar ons weet, ons hulp is van die Here. En dis my begeerte by my Here om te bid dat Suid-Afrika weer na U toe sal terugkeer. Dat ons mense bewus sal word van Jesus, van die reddingskrag, die opstandingskrag, en die krag wat mense se lewens kan verander, omstandighede kan verander, situasies kan verander. Daar is hulpbronne, Here, maar dis menslike hulpbronne. Maar ons kom na U toe vanmôre, die Almagtige, en vra dat U ons sal help, Here. En vanmôre staan hier 'n klompie mense, Here, wat sê, ons het U nodig. Ons het 'n ingryping van die Here nodig. Maak nie saak of dit finansiëel is, maak nie saak of dit werksomstandighede is nie, of dit siekte is nie. Ag Here, U is bewus van elkeen se behoefte. En ons vra dat U vir elkeen sal onderneem na die rykdom van U genade. Daar is soveel van ons mense wat krank is vanmôre, Here. Ek dink vanoggend ook so spesiaal aan Pastoor Rode. Ag, ons wil U vra dat U hom ook sal aanraak, Here. Om weer sy gesondheid sal teruggee, en laat hy ook weer sy lewenspad met blydskap kan bewandel. En laat die Here vir hom goeie lewenskwaliteit sal gee, ook so vir die ander wat U nodig het in hulle liggame, Here. Dankie dat ons na U toe kan kom met alles. En ons weet, U onderneem, en ons vertroue is aan U, en ons sê al dankie vir wat U in ons lewens doen. Seën die diens verder, seën Pastoor George wat die woord bring, en laat ons harte oop en ontvanklik sal wees. Amen. Amen. U is die brood van die lewe, Here Jesus, U is dit. Dankie vir lewens wat nuut word in hierdie oggend. Dankie vir mense wat nuwe koers kry, Here. Dankie vir mense wat hoor vlieg vandag, omdat hulle aangeraak het, en ons dankie daarvoor. En ons almal sê, amen. Soms is al wat jy het in die lewe 'n bietjie saad.
En ek wil met jou oor daai konsep praat vanmôre. Julle weet, jou lewe se koers, hoe jou toekoms gaan lyk, gaan bepaal oor die saad wat jy vandag saai. Daar's min dinge so belangrik as die saad wat ek in die lewe saai. Dit gaan bepaal watter tipe mens ek gaan wees, wat ek gaan word, wat die kwaliteit van lewe is wat ek gaan lei, wat die geestelike, die diepte van my geestelike verhouding met Jesus gaan wees, hoe mooi my verhouding met my vrou of my man of my kinders gaan wees, hoe my finansies gaan lyk in die toekoms, gaan bepaal word deur die saad wat ek vandag gee. Nou die saai en oes beginsel is 'n beginsel wat deur die Here ingestel is. En ons lees daarvan in Galasiërs 6 vers 7. Asseblief, ons gaan nie oor, meeste keer is hier oor gepraat, voor oor geld gepraat, glad nie. Maak jou hart oop vir hierdie beginsel vanmôre. Galasiërs 6 vers 7. Daar staan: moenie julleself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Nou die woordjie spot beteken om te terg. Dit beteken om te koggel. Dit beteken om uit te lag. Dit beteken om te minag. Dit beteken om te hoon. En die Bybel sê, moenie jouself mislei nie. God laat hom nie terg, koggel en uitlag nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Dis 'n God ingestelde beginsel. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Ons sien hulle langs die strate. Ons sien mense wat dood en verderf geoes het. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. En onthou altyd, die ewige lewe is nie net 'n lang lewe eendag in die hiernamaals nie. Dis verseker dit. Dit is dit waarna ons mik. Dis waar ons wil wees, ons wil by Jesus wees. Maar dis ook iets wat ek nou alreeds ervaar. Die ewige lewe is nie net 'n lang lewe nie, dis 'n kwaliteit lewe. Dis 'n Jesus-soortige lewe, waar sy vreugde en sy oorwinning in jou lewe bruis, so strome, krag, en jy's in oorwinning, en jy heers oor die werke van die duiwel, en jy oes die ewige lewe. Ewige lewe is nie net 'n kwantiteit lewe nie, dis ook 'n kwaliteit lewe. Dis 'n Jesus soortige lewe wat die Heilige Gees in jou bewerk. Dis daai vreugde en daai lofprysing wat in jou gees is. Dis daai ligtheid van lewe wat jy ervaar. Ten spyte van alles wat dalk in jou lewe mag aangaan, is daar 'n ander kwaliteit van lewe in jou. Ewige lewe is natuurlik. Dank die Here daarvoor. Om vir ewig en ewig in die wonderlike heerlikheid van God te wees. Maar reeds kan ons ietsie daarvan proe. Nou reeds kan ons die ewige lewe smaak. Nou reeds kan ons daardie oes ons eie maak. Daarom sê Galasiërs 6 vers 9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, daai saad te saai nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Want die oes is nou reeds, maar eendag ten volle. Die Bybel sê ons moet vir ons 'n skat in die hemel bymekaar maak, nie op die aarde nie. Luister, al jou skatte wat jy bymekaar maak, los jy, hoor. Ons moet vir ons 'n skat in die hemel bymekaar maak. En ons stuur deur ons goeie dade en dit wat ons doen en ons toewyding aan God, stuur ons beleggings op, kan ek dit so stel, wat ons eendag in besit gaan neem, waarmee die Here ons gaan beloon. Solank ons die geleentheid het, moet ons dis aan almal goed doen, maar veral aan ons medegelowiges. Sien julle, ons moet aan almal goed doen, maar die gewig lê by ons mense wat saam met ons die Jesuspad loop. Die mense wat saam met ons die Here dien. Ons moet goed doen. Ek wil net so vinnig met julle praat. Saad kan 'n paar dinge wees. Saad kan wees 'n toewydingslewe aan God. Dis saad. Die Bybel sê ek saai op die akker van die Gees, op die land van die Gees. Wanneer die Heilige Gees my lei en ek's gehoorsaam aan die woord, dan is ek besig om te saai. Ek is besig om te saai. Wanneer ek nee sê vir die verkeerde en ja sê vir Jesus, wanneer ek
Nie net vir myself lewe nie, maar ek lewe vir my koning. Is ek besig om te saai en is ek besig om 'n oes vir my voor te berei. 'n Oes vir my voor te berei. Want ek wil nie saai op die akker van die sondige natuur en ongehoorsaamheid en rebelsheid en met 'n oppervlakkige geestelike lewe nie, want dan oes ek net verkeerd. Alles is verkeerd. Ek beleef dood en verderf en ek leef dit uit na mense toe. Hier binne in my is daar nie 'n vlam wat brand nie. Daar's iets weg. Daar's nie lewe nie. Maar wanneer jy Jesus dien en jy gehoorsaam hom en jy volg die Heilige Gees, is daar 'n bruising van lewe. Dis Jesus se lewe wat in jou bruis en eendag ten volle. Wanneer ek Bybel lees, sal sê my vlees vir my, jy's nie nou lus vir Bybel lees nie. Ek weet dit gebeur nooit met julle nie. Gebeur net met my. Dat jy baie keer dink, okay, vanmôre is dit 'n geestelike dissipline. Maar die oomblik as jy daai Bybelbladsye oopmaak en jy daai eerste 3 verse gelees, dan breek die stroom van God se heerlikheid oor jou los. En kom jy uit daai vlees bestaan en kom jy in 'n gees bestaan in. En dis wonderlik want jy saai reg en jy's besig om te oes wanneer jy die Bybel oopmaak en lees. En jy saai reg en daar's 'n oes, 'n geestelike oes. Almal om jou baat, want daar's 'n oes wat opkom. Wanneer ek bid en met my Vader praat, daar in my binnekamer, en ek stort my hart voor hom uit en ek bid vir sake, is ek besig om te saai. En dan kom 'n oes van gebedsantwoorde, kan ons haleluja sê. 'n Oes, God is die hoorder van gebed. Wanneer ek my hande opsteek en loof, julle is dan lekker, moenie net in die kerk die Here loof nie. Daar by die huis, sit baie keer die musiek ook hard aan, en sing. Julle, ek sing verskriklik vals, as julle dink, Pastor Johan het vals gesing, né? Ek is nog so 3 grade erger as hy. My vrou het my so sleg laat voel donderdagoggend by die seniors, ek wil 'n liedjie sing, en ek sing daar, en ons aanbid die Here, en sy sê vir my nou tyd, op 'n baie mooi manier, so sy dit kan doen, sy dink, volgende keer moet sy saam met my sing. Maar julle is hom lekker om die Here te loof en te prys. As jy met jou morbiede, moe gees net 'n lied daar aansit en jy steek jou hand in die lug en die bure dink, wat gaan die langsaan aan, jy weet. En jy loof die Here uit volle bors daar in jou huis en jy maak hom groot. Dis 'n wonderlike oomblik. En dit plaas jou in oorwinningsgrond want jy saai reg. Kan ons sê haleluja? Ons saai saad van oorwinning en geestelike krag in ons lewe. Ek wil net vinnig nog so 2 goedjies nou wat saad is. Woorde is ook saad, is dit nie so nie? Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Die woorde wat jy in jou vrou se hart saai, in jou man se hart saai, in jou kinders se hart saai, dis woorde wat jy gaan eet. Daar gaan 'n oes opkom. En ons moet mekaar aanmoedig en mooi dinge oor mekaar sê. Julle, die lewe hierdie tyd van die jaar is 'n moeilike tyd. Waak, sê Here, sit 'n wag voor my mond. Kan ons dit bid? Here, sit 'n wag voor my mond. En ons spreek woorde wat seën en wat opbou en mense se waarde bevestig om ons spreek woorde van lewe vir mense rondom ons. Vir ons medegelowiges, sê is lekker om jou te sien. Waardeer jou. Luister. Om niks te sê nie. Is baie keer amper net so sleg as om sleg te sê. Baie keer moet jy net vir ou sê, hoorie, ek sien raak wat jy vir die Here doen. Dankie vir jou getrouheid. Maar jy stuur die ou anders huis toe vandag, hoor. Halleluja. Die vloeg op die wolke so, hy sê, die Here het my raak gesien, want iemand het met my gepraat, en mooi woorde vir my gesê. Sê mooi Bybeltekste, praat die Bybel na, bely die woord in jou huis, en daar in jou binnekamer, bely die woord, praat baie keer en sê, Here, U is my helper, soos Hebreërs 13 vers 5 tot 6 sê, ek sal nie vrees nie, die Here is my helper. Man, bely baie keer hard oor jouself en oor jou mense, spreek hierdie woorde, wat Deuteronomium 28 vers 2 en verder sê, as jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Jy sal geseënd wees in die stad, jy sal geseënd wees in die oop veld, spreek dit, wat vers 6 sê, jy sal geseënd wees waar jy ook al gaan. En spreek dit oor jouself en sê, vandag sal ek geseënd wees net waar ek gaan in Jesus naam. Baie keer voor jou kind skool toe gaan sê, kom hierso, lê jou hand op hom, jy sal geseënd wees net waar jy gaan. Spreek woorde van lewe, kan ons haleluja sê. Dis die tyd van die jaar om dit te doen. Dis die tyd van die jaar om dit te doen. Hulle sê elke dag, ek
Weet jy of dit by alle Joodse gesinne so is nie? Voor 'n kind die oggend uitloop by die huis, sal 'n Joodse pappa vir sy seentjie sê, pappa is lief vir jou. En dan lê hy sy hand op sy kind se kop en sê, en God seën jou. Dis blykbaar 'n daaglikse gebruik by baie Joodse gesinne. Ek het dit eendag raak gelees. Ek weet nie of almal dit doen nie. En kyk net die geseënde nasie, né, wat hulle is. Ek weet van 'n vrou wat haar man was 'n alkoholist, hy het gedrink. Hy het verhoudings met ander vrouens gehad. Hy was 'n immorele, ontroue man gewees. Maar sy het besluit sy gaan vir haar man bid en sy gaan woorde van lewe oor hom begin spreek. En sy het 1 Timoteus 3 vers 2 gevat, daai gedeelte wat sê 'n ouderling moet onberisplik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry, bekwam om te onderrig. Hy moenie aan drank verslaaf wees of 'n risiemaker wees nie, maar hy moet inskikkelik, vredelievend wees, nie geldgierig nie, en hy moet sy eie gesin goed kan beheer. En sy het elke dag hierdie woorde begin bid en sê, Here, my man is 'n man wat onberispelik is. Terwyl hierdie ou 'n stinklewe lewe, bely sy oor hom, Here, ek bely, my man gaan 'n man word wat onberispelik is. Hy gaan getrou aan my wees, Here. Hy gaan nugter wees, hy gaan beskaaf wees. Hy gaan gasvry wees, hy gaan bekwam wees om te onderrig. Hy gaan nie 'n drinker wees nie, Here. Hy gaan nie 'n risiemaker wees nie. En ruk daarna, omdat sy dit gereeld voor God bely het, hierdie woorde, het hy tot bekering gekom. En sy sê, man het presies dit geword hierdie wat sy oor hom bely het. Halleluja. Julle, ons moet hierdie goed vat, ons moet, woorde is saad. Woorde is saad. Spreek het, moet wees, vat 'n saadsak vol hierdie week, en gaan saai, op die land van die Gees, gehoorsaamheid aan Jesus. Gaan saai, as die Heilige Gees vir ietsie sê, doen dit net, saai net in die land van die Gees, sê nee vir die verkeerde, moenie saai op die land van die vlees nie, want dit gaan vir jou verderf en hartseer bring, dit gaan jou lewe verwoes, want onthou, Jesus leer ons ietsie baie belangrik in die woord, 'n bietjie word altyd baie. Ek kan nie 'n bietjie immoraliteit in my lewe toelaat nie, dit gaan baie word. Ek kan nie 'n bietjie nie, bietjies word baie. En ek en jy gaan saai op die land van die Gees en gehoorsaamheid aan Jesus. En ons vat die saaisak van woorde, en ons gaan hierdie week in, en ons gaan saai dit. Ons gaan spreek uit die Bybel lewe oor mense. Ons gaan net uit ons harte vir mense sê, ons is lief vir julle. Ons gee om vir julle. Jy is so kosbaar vir my. Halleluja. Is julle saaisakke reg? Dit saai op die land van die Gees en in mense se harte met woorde. Halleluja.